Ons as kinders van die Here word almal geroep as 'n priester, 'n profeet en 'n koning. En vir ons is dit baie belangrik om seker te maak dat ons aan die kant van die lyn staan wat praat van 'n ware priester, 'n ware profeet en 'n ware koning. En ons moet versigtig wees dat ons onsself nie bevind aan die kant van 'n valse priester, 'n valse profeet en 'n valse koning nie. Daar's 'n groot onderskeid in die Bybel. Ek bedoel as mens gaan kyk na Jeremia 28 waar Hanania en Jeremia koppe stamp, kom 'n mens agter hoe onderskei jy 'n ware profeet uit die staanspoor by Jeremia se voorbeeld. Hanania het vir die volk gesê wat in die moeilikheid was, dat die Here vir hom gesê het wat Hanania is, dat die Here 'n uitkoms gaan gee en dat die Here hulle gaan bevry en dat die Here al hierdie dinge gaan doen vir die volk. Jeremia spreek hom aan en hy sê vir hom, Hanania, dit wat jy sê, kom nie van die Here af nie. Dan gaan Hanania voort en hy vat die houtjuk wat op Jeremia se nek is en hy breek hom en hy sê, so gaan die Here die juk breek van die volk en dit is hoe die Here gaan sorg vir Israel. Dan sê Jeremia vir Hanania, kom ons kyk of dit wat jy sê gaan waar word. As dit wat jy sê gaan waar word, dan weet ons dat jy 'n profeet is wat deur God gestuur is. Maar as dit nie waar word nie, dan weet ons dat jy nie deur God gestuur is nie. So ons lees by Jeremia dat hier 'n waterskeiding is tussen 'n ware en 'n valse profeet. Daar's niks tussenin nie. Hanania kon 'n nice ou gewees het, hy kon aansien gehad het in die samelewing, onder Israel kon hy belangrik gewees het, wie weet. Maar dit tel nie punte nie. Wat wel punte tel is dat wanneer jy namens God praat, moet 'n mens seker maak dat dit so is. As dit nie so is nie, is jy 'n valse profeet. Soos ons die afgelope week gesien het wat verby is. Is dit hard om dit te sê? Is dit wreed? Is dit kritiserend om dit te sê? Die antwoord is nee. Om soveel mense te mislei onder die vaandel van die Here het gesê, is in die oë van die Here 'n gruwel. Jeremia sê vir Hanania, wat met jou gaan gebeur? Jy het nou wel die houtjuk op my nek gesit en gebreek, maar God gaan 'n ysterjuk op jou nek sit en jy gaan boet hiervoor. Jy gaan gestraf word omdat jy gepraat het namens God en dit was nie God nie. En kort daarna is Hanania dood. En die oordeel van die Here het hom getref. Ons as gelowiges moet nugter bly. Regtig. Ons moet logies bly. Ons moet ons koppe op ons lywe hou. En ons moet mooi dink voordat ons sommer mense glo en agter mense aanhardloop of meegesleer raak op watter maniere ook al. Jesus het ons by uitnemendheid gewaarsku. Hy het gesê julle moet oppas. In die laaste dae gaan daar mense kom wat sê Jesus is hier of Jesus is hier of Jesus gaan so maak. Baie van hulle gaan selfs tot sê dat hulle Jesus is. Jesus waarsku ons en hy sê moenie hierdie mense glo nie. Moenie hulle glo nie, want selfs nie die seun van die mens weet wanneer die wederkoms plaasvind nie. Maar nou gaan hierdie profeet die afgelope week en hy sê dit is so. Jesus het gesê dat niemand weet nie eers Jesus nie, maar God gee spesiale openbaringe, sê hy. Asof hy 'n beter openbaring het as Christus. Eintlik grens dit aan laster. Die mens wat homself wil verhef bo Christus is die Godmens, is die humanis, is die New Age, is die tyd waarin ons leef. So toets ons wanneer 'n profeet suiwer is en wanneer 'n profeet nie suiwer is nie. In Jeremia leer ons dat dit wat waar word, sê dat die Here met jou gepraat het. In die Ou Testament, as mense as 'n profeet opgetree het en gesê die Here praat met my, ek is 'n profeet, en dit word nie waar nie, dan was so 'n persoon met klippe doodgegooi. So die volk van die Here het in die antieke tyd dit nie geduld dat mense somme sê die Here sê nie. Hulle was nie saggies met hulle nie, hulle was nie nice met hulle nie, hulle het nie verskonings uitgedink en gesê, maar miskien het hulle dit so bedoel, of miskien glad nie. Daar was zero tolerance
soos die verkeerspolisie in KwaZulu-Natal sê, hulle moet hulle werk hê. Daar was 0 tolerance vir 'n profeet wat nonsens praat. Ons moet 0 tolerance hê vir mense wat nonsens praat oor God. Daar's niks nice daaroor nie. Die rede daarvoor is, die lewende God leer ons in Jeremia, roep 'n profeet. Jeremia word geroep daar in hoofstuk 1, dan sê die Here vir hom, jy gaan dinge vir die volk sê wat hulle gaan kwaad maak. Maar jy moenie bang wees vir hulle nie, jy moet bang wees vir my, sê die Here. En dan gaan Jeremia as 'n ware profeet, en hy's 'n uitnemende voorbeeld, hy's Jesaja, Jeremia ensovoorts, daar's in die Bybel baie in die Ou Testament. Gaan hy en hy's gehoorsaam aan die Here. En dan het Jeremia 'n moeilike taak. Om 'n profeet te wees is 'n moeilike taak. Jy wat hier sit, is geroep as 'n priester, profeet en koning. Jy is geroep as 'n priester want jy moet intree namens ander mense. Die priester in die antieke tyd en in die Ou Testamentiese tyd was die een wat namens die volk ingetree het. Jy het 'n priesterlike rol. 'n Ware priester is iemand wat intree vir ander mense. Is iemand wat bid vir ander mense. Is iemand wat vir hulle self bid, iemand wat bid vir hulle familie, wat intree vir mense vir wie hulle omgee. Dis mense wat intree vir hulle vir 'n verlore wêreld. Dis 'n priester, 'n ware priester. 'n Ware profeet is iemand wat hulle oor by God se mond het en hulle mond by ander mense, soos Jeremia. Jeremia sê vir die volk, God gaan julle straf. Julle is besig om afgode te aanbid, julle is besig om al hierdie ongelowige dinge te doen. Die Here gaan julle wegvoer in ballingskap deur Babilonië. En wat doen die volk? Hulle ignoreer hom. Hulle luister nie. 'n Ware profeet word nooit erken nie. 'n Ware profeet is nie sosiaal aanvaarbaar nie. 'n Ware profeet is nie populêr nie. Reg deur die Ou Testament moes die ouens vlug vir hulle lewe. Want hulle het sosiale sondes aangespreek. Hulle het direk sosiale sondes aangespreek. En hulle het nie geskroom nie. As jy vandag as 'n Christen jou profetiese rol ernstig neem en jy gaan sê vir mense, julle moet ophou om so te drink by partytjies. Julle moet ophou om so losbandig te wees. Julle moet ophou om te lewe soos mense wat nie kinders van die Here is nie. Jy gaan die mense nie van jou dink jy's nou populêr of nice nie. Hulle gaan nie van jou hou nie. Gaan jou nie weer nooi vir 'n braai nie. Want hulle gaan nie van jou geselskap hou nie. Want 'n ware profeet praat oor sosiale ongeregtigheid. Jeremia, al wat hy doen is, hy praat oor die sondes van die volk. Gaan lees Maleagi, gaan lees al die klein profete. Die priesters het die drank opgedrink. Israel het drank gedrink te veel. Hulle het gaan meng met die afgode. Hulle het God vergeet, hulle het God verloon. Jeremia praat met Israel en sê, julle het geen lojaliteit teenoor God nie. Want dit was Israel se probleem. Hulle het geen lojaliteit aan God nie. So as ons vandag se probleme wil aanspreek, dan moet ons sê jou lojaliteit lê nie by jou familie en jou mense en jou beste vriende nie. Jou lojaliteit lê by God. Jy moet lojaal wees teenoor God. Dis jou eerste belangrike plek waar lojaliteit moet wys. En Jeremia spreek dit aan in die boek. Hy sê vir hulle, julle het nie lojaliteit teenoor God nie. Julle is nie lojaal nie. Die mense is kwaad vir Jeremia. Hulle gooi hom in 'n put, laat hy doodgaan. En dan kom daar 'n sekere slaaf en hy gaan vra vir die koning, kan ons Jeremia net uit hierdie gat uit kry? En 'n onbenullige persoon gaan haal Jeremia uit die gat uit. Dan vat dit hom eers tyd om sterk te word. Hy was amper dood. Die waterput daai tyd was 'n diep gat en hy het onder die modder vasgesit. Hy was bereid om dit te vat. Hy het pak slaag gekry vir die regte redes. As jy 'n vals profeet is en jy kry pak slaag, moet jy dit vat. Dan kom dit na jou kant toe. Dis voorspelbaar, jy kan dit verwag. Maar as jy pak slaag kry, moet jy die regte ding doen, is dit iets heeltemal anders. Hulle was so kwaad vir Jeremia, ander geleentheid vat hulle hom en slaan hom, omdat hulle nie hou van wat hy sê nie. Selfs toe Jeremia sy eerste boek skryf, toe skeer hulle dit op en gooi dit in die vuur. Hulle wou nie hoor wat hy sê nie. Is dit nie maar wat hulle met Jesus gedoen het nie? Is dit nie maar hoe hulle Jesus ook hanteer het nie? Maar ten spyte daarvan gaan Jeremia en hy sê vir hulle, julle sal gestraf word, julle is ongehoorsaam, daar gaan 'n volk in die noorde inkom,
Hy gaan julle in besit neem, julle gaan alles verloor. En dan word Jeremia se woorde wat hy vir Hananja gesê het ook waar. Kom ons kyk of dit gebeur. Kom ons kyk of dit die waarheid is. En dan gebeur dit wat Jeremia sê. So 'n ware profeet is in die eerste plek iemand wat deur God geroep is. En dan die groot verantwoordelikheid aanvaar om namens God te praat. Ek kan nie sommer enigiets net sê omdat ek sê die Here het met my gepraat nie. Die riglyn is God se woord wat klaar waar geword het. Vir ons as profete maak dit ons werk baie maklik. Want ons kan praat oor wat waar geword het. Wat het waar geword? Jesus het gekom, hy het aan die kruis gesterf, hy het opgestaan, hy het hemel toe opgevaar, hy het vir ons die Heilige Gees gegee en daaroor kan ons profeteer, want dit het plaasgevind. Ek en jy wat hier sit, het geen benul oor wat die toekoms inhou nie. Ons moet onsself ook nie verbeel dat ons het nie. Maar die mense vandag is gefrustreerd met onsekerheid en die onbekende en hardloop na elke iemand wat maak asof hulle antwoord het oor die onbekende. Maar ons wat kinders van die Here is, weet, die toekoms kan onseker lyk. Ons weet dalk nie wat gaan gebeur nie, maar wat ons wel weet, is dat God in beheer is en dat hy altyd in beheer bly. Jeremia gaan verder as ware profeet en hy spreek dan die sosiale ongeregtigheid aan. Hy skroom nie om mense hulle foute te wys nie. Maar ons het vandag so sag geword, ons is te nice, ons wil nou nie mense kwaad maak nie, en ons wil nou nie onsself in 'n slegte lig plaas nie, so ons gaan nie mense direk konfronteer nie, ons is bang, net nou dink die mense sleg van ons, net nou skuif hulle ons uit, net nou beskinder hulle ons, so ons het so nice geword, dat ons nie 'n probleem het met sonde nie, ook nie in ons eie lewe nie, so ons worry nie, want ons loyaliteit lê nie noodwendig by die Here nie. Jeremia kom en hy wys dat hy 'n ware profeet is. Lees gerus Jeremia 29 waar hy skryf: Die Here sê die volgende: Nou is Israel in ballingskap. Hulle is nou daar in Babelonië. Nebukadnesar het hulle almal gevang. Hulle sit in sak en as. Psalm 137 by die riviere van Babel het ons gesit en nou vra hulle vir ons sing 'n liedjie oor die Here. Hoe kan ons 'n liedjie sing, sê Israel in Psalm 137. Skielik het hulle nie hoop nie. Skielik weet hulle nie meer wat om te doen nie. Hulle sê ons liere hang op daar by Jerusalem, hang ons liere en al ons musiekinstrumente. Hoe kan julle vir ons vra om oor God te sing? Ons is nie eers naby die huis nie. Die oomblik as jy ontwortel raak, die oomblik as jy verlies het, die oomblik as jy deur dinge gaan wat jy as mens nie kan beheer nie, dan word jou diepte as 'n profeet getoets. Dan kom die toets. Is jy regtig lojaal teenoor God? Jeremia kom in hoofstuk 29, dan sê hy, weet julle wat? Bou huise in Babel. Woon in die huise. Martin Luther het gesê, as dit môre die wederkoms is, dan plant ek vandag 'n boom. Ek lewe voluit vandag. Jeremia sê, bou 'n huis, plant tuine, maak vir julle beddings, eet van die tuine, wat julle daar kry. Trou met mekaar, kry kinders, kry gesinne, kry families. Gaan voort. So wat sê 'n ware profeet in die wêreld? Jy moet elke dag voluit leef. Nou waar het ons dit geleer? Jesus sê hy kom soos 'n dief in die nag. En wanneer hy soos 'n dief in die nag kom, gaan niemand weet wanneer hy kom nie. Jesus self sê hy kom soos 'n dief in die nag. Daarom het Jesus al hierdie gelykenisse wat hy sê, die ou gaan na werk, die slaaf, en dan weet hy nie wanneer die eienaar kom nie, en skielik daag die eienaar op en dan het hy dit nie verwag nie, en dan gaan die slegte slaaf in die moeilikheid wees. Maar die slaaf wat gewerk het, gaan beloon word. Werk, elke dag, vandag en môre. Ons is geroep om te werk. Dan sê hy, die belange van die stad is jou belange. Jeremia 29. Die belange van Witrifuur is ons belange. Jeremia sê, bid vir Babel. Ons moet bid vir Witrifuur. As dit goed gaan met Witrifuur, gaan dit goed met ons. En dis wat Jeremia leer.
Dis baie maklik om profetiese woorde te hê en allerlei goed te praat oor wat die Here sê, maar daar's 'n harde werklikheid van die lewe waar ons elke dag moet ingaan. Ons moet werk, ons moet oorleef. En dis wat Jeremia sê, as 'n profeet. 'n Ware profeet motiveer jou om aan te hou werk, om aan te hou lewe tot Jesus op die bepaalde tyd terugkom. Hou aan met werk. Dan sê hy vir hulle: as julle na my soek, sal julle my vind. In Jeremia 29. Dit is wat Jeremia vir die volk sê. 'n Ware profeet roep mense op tot bekering, want Jeremia sê vroeër in die boek, sê hy ook: keer terug na God toe. Draai terug na God toe. 'n Ware profeet praat oor bekering. 'n Ware profeet praat oor verhouding met God, soos Jeremia. Maak jou verhouding met die Here reg. Al hierdie ander goed weet ons nie van nie. Maar wat ons wel weet is jou saak met God moet reg wees. En Jeremia doen dit met die volk, sodat wanneer jy deur die moeilike tye gaan, jy nog steeds 'n verhouding met God het. Maar as jy nie 'n verhouding met God het nie, as jou verhouding met God nie 'n persoonlike verhouding is nie, gaan jy kleitrap. Dan gaan die lewe vir jou baie moeiliker wees. Dan sê Jeremia, die Here sê, as julle my soek, sal julle my kry. Deur alles kom die ware profeet en hy praat van God se genade. Reg deur die profeteboeke kry jy die oordeel, jy kry die waarskuwing, nog waarskuwings, finale waarskuwings wat die profete gee, maar dan kry jy die boodskap van bekering en dan kry jy die boodskap van hoop. Daar is hoop. God wil hê dit moet herstel. God wil hê dit moet beter gaan. God wil vir jou die uitkoms gee. Kom net terug na hom toe. Nie na mense nie. Nie na profete nie. Nie wat mense oor God sê nie. God praat self oor homself. Hy praat van homself in die woord. Jesus het vir ons als kom sê van God wat ons wil weet. Niemand hoef iets by te voeg nie. Niemand kan iets byvoeg nie. In die verlede lees ons in Hebreërs 1 het God op baie maniere gepraat deur drome, deur profete, maar vandag praat hy met ons deur sy seun, Jesus Christus. Jesus moet aan die woord kom vandag. Nie ek en jy nie. Jesus moet praat. Mense moet Jesus hoor, nie vir ons nie. Hulle moet hoor wat Jesus te sê het oor God. Hulle moet hoor wat Jesus te sê het oor die wederkoms. Hulle moet hoor wat Jesus te sê het oor sonde, oor bevryding, oor die bose, oor die wêreld, oor die eindtyd. Die profetiese redes, Matteus 24:3 en 24. Ons moet hoor wat Jesus sê. Ons moet vir mense gaan sê wat Jesus sê. Dis ons werk as profeet. Ons het klaar 'n gids. Ons het klaar 'n boek. Ons moet sê wat Jesus sê. En dis ons toets tussen 'n ware en 'n valse profeet. En nou gaan julle agterkom hoe lig die valse profete eintlik is. Wat die heeltyd sê dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. En ons weet dit werk teenoorgestelde, want dit gaan eintlik oor die valse profeet. Want as dit oor God gaan van die begin af, sal jy sê, is jou verhouding met God reg? Jy moet bekeer. Jy moet 'n verhouding met die Here hê. Keer terug na God toe. Hou op om sondes te doen. Hou op om deel te wees van hierdie verskriklike wille wêreld. Moenie dink dat dit wat die wêreld doen reg is nie. Leef reg. Wees lojaal aan God en teenoor hom. Dis 'n ware profeet. 'n Ware profeet sal sê, het jy gehoor Jesus het gepraat in Matteus 5-7. Hy bergrede gehad en daar het Jesus die volgende dinge gesê. Jesus het in die evangelies die volgende dinge gesê. En dit wat hy gesê het, bly vir altyd waar en geldig en niemand kan dit ongeldig maak nie. En dit help ons om 'n profeet te wees. Dan is ons ook 'n koning en 'n koning heers. 'n Koning het heerskappy. Maar ons heerserskrone het ons van God ontvang en ons maak soos die ouderlinge in Openbaring 4, ons sit ons heerserskrone voor God se kroon neer. Want hy is die enigste een wat regeer. Maar ons is konings want ons heers oor sonde omdat God dit vir ons moontlik maak om oor sonde te heers.
En daarom kan ons hierdie week wat ons ingaan as 'n koning en 'n priester en 'n profeet. 'n Ware koning wat regtig oor sonde heers, wat regtig teen sonde stry. 'n Ware profeet wat regtig sê wat God sê, wat regtig sê wat Jesus sê. En 'n ware priester wat regtig bid vir mense en intree.